Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil net weer eens begin deur uit my hart uit vir jou dankie te sê dat jy deel is van ons bediening en dat jy van jou kosbare tyd vat om na ons Bybelstudies te luister. Ek ken jou dalk nie persoonlik nie en ek ken jou dalk glad nie, maar ons deel dieselfde Pa en ons is uit dieselfde saad wedergebore in een liggaam in en daarom bid ek dat ons Pa jou ryklik sal seën. En dat hy deur sy gees my woorde sal gebruik om met jou sy woord te deel soos hy dit bedoel het. En waar ek tekort skiet om dit reg te verduidelik, dat hy sy woord sal verstaanbaar maak vir jou. Ons is steeds besig met ons tema terwyl ek wag op my beloftes. En hierdie is episode 6 van hierdie reeks. En ons kyk bietjie hierdie week meer spesifiek na die rol wat ons geloof speel in die vervulling van ons belofte. En dan ook wat 'n rol ongeloof speel. En ek weet baie mense sal met my verskil en sê dat 'n gelowige nie ook ongeloof kan hê nie. En ander is weer van die opinie dat ek en jy niks kan doen om die wil van God te keer nie. En ons het gister daaroor gepraat dat daar sekere dinge is wat God gaan laat gebeur of ek en jy nou daarin glo of nie, soos die wederkoms van ons Here Jesus. Of jy dit nou glo of nie, Jesus gaan weer kom. Wat jy dink of wat jy glo en wat jy nie glo nie, gaan geen verskil daarin maak nie. Maar dan is daar ander beloftes wat aan my en jou gemaak is, waarvoor ons moet glo. Anders gaan dit nie gebeur nie. Soos ons wedergeboorte. Die prys is reeds betaal en Jesus het alles gedoen om dit moontlik te maak. Maar as ons nie daarin glo nie, gaan dit ons niks baat nie. Maar kom ons gaan skrif toe. Dis after all is dit 'n Bybelstudie hierdie. Dan kyk ons na 'n paar ander voorbeelde. Kom ons begin by die mense van Nasaret, Jesus se tuisdorp. Ons weet dat hy in Bethlehem gebore is, maar Jesus het in Nasaret groot geword. So kom ons blaai na Matteus 13 en hier van vers 54 af, kry ons vir Jesus in Nasaret, besig om die mense in die sinagoge te leer. En eers was hulle baie beïndruk met sy wysheid, maar toe gebeur iets eienaardigs. In plaas daarvan dat hulle hom erken as die Messias, begin hulle eerder na hom verwys as die seentjie wat tussen hulle groot geword het. En hulle begin onder mekaar vra soos, is hierdie dan nou nie Maria se kind nie? En ons ken mos sy broers, Jakobus en Simon en so, al die klomp chokkertjies wat in die straat rondgejol het op en af, en hulle was niks specials nie, hoe sal hy dan nou iets anders wees? En nadat hulle hom so in die vlees ontrafel het, en mekaar mooi reggehelp het, oor wie hy nou eintlik is, volgens hulle familie uitlegte, sê die Bybel in vers 57, dat hulle aanstoot geneem het. En vir die wat nie weet wat aanstoot is nie, in die Engels praat hulle van offense. Jy weet, daai gevoel wat jy in jou maag opstoot en jy hier in jou binneste dink, ag jou groottoon man, wie dink jy is jy? In Jacques Afrikaans, jou ego is aangetas. En Jesus tas hulle egos big time aan, want hulle kyk na wie sy familie is en probeer hom daarvolgens definieer. En hulle kyk sy goddelikheid heeltemal mis. En daardeur voel hulle skielik beledig. En wat is die gevolg? Dis tragies, vers 58 sê, en hy daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Hulle aanstoot lei tot ongeloof, en van wie hulle ongeloof kon Jesus nie baie kragtige dade doen soos hy graag wou nie. Hulle ongeloof het die wil van God om kragtige wonderwerke onder hulle te doen, gestop. Matteus 17 is Jesus op die berg saam met Petrus, Jakobus en Johannes. En dis toe hy in God se teenwoordigheid voor hulle oë verheerlik is. En hulle het hom daar saam met Moses en Elia gesien. Maar terwyl hulle bo op die berg is, bring 'n man sy maansiek seun na die ander disippels wat nog hier onder is, sodat hulle hom kan genees. Ek dink vandag se terme sou ons moontlik na hom verwys het as iemand met epileptiese aanvalle. Nou in gedagte dat hierdie disippels in hoofstuk 10 deur Jesus die mag gegee is en uitgestuur is om siekes te genees, melaatses te reinig, dooies op te wek en duiwels uit te dryf. En ons weet dat hulle groot suksesse hiermee gehad het. So dis nie asof hierdie disippels nog nooit iemand gesond gemaak het of 'n duiwel uitgedryf het nie. Hulle het dit al gedoen en met groot sukses. Hulle het die geloof hiervoor. Maar hier in hoofstuk 17 vers 14 kom Jesus van die berg af en hierdie pa kom val voor hom neer en smeek om hulp, want hy het die seun na die disippels toe gebring en hulle kon hom nie genees nie. Jesus genees die seun en agterna toe hulle alleen is, vra sy disippels hom hoekom hulle nie die bose gees kon uitdryf nie. En Jesus antwoord hulle in vers 20, deur julle ongeloof.
Hierdie is disippels wat geloof het. Hulle het al soortgelyke wonderwerke gedoen, maar hierdie keer, vir een of ander rede, het hulle ongeloof gehad en hulle ongeloof het veroorsaak dat hulle nie die bose gees kon uitdryf nie. Jesus gaan verder en sê vir hulle dat as hulle geloof soos 'n mosterdsaad sou hê, niks, maar niks vir hulle sou onmoontlik wees nie. Jy sien, jy het nie baie geloof nodig nie. So min soos 'n mosterdsaad is genoeg, maar jy moet 0 ongeloof hê. Ongeloof neutraliseer wat ons in ons lewens deur geloof die mag het om te doen. Jy is dalk nog nie oortuig nie. Kyk saam met my na Markus 11 vers 23. Jesus is hier aan die woord en hy leer ons, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Van wie praat Jesus hier? Hy sê elkeen. Elkeen wat bereid is om hom op te vat op hierdie belofte. Want dit is 'n belofte. Die belofte is elkeen wat vir die berg sê, hef jou op en werp jou in die see, hy sal verkry net wat hy sê. Maar in die middel is 2 baie belangrike voorwaardes. Die een is jy moet glo dat wat jy sê sal gebeur, en die ander is en nie in sy hart twyfel nie. En nie in sy hart twyfel nie. Jesus sê, ek en jy kan met ons woorde, ons berge, ons obstakels, ons struikelblokke skuif, maar dan moet ons dit glo. En nie net met ons dit glo nie, ons moet 0 twyfel in ons hart hê. 0 ongeloof. Wat gaan hierdie kragtige belofte potjie? Twyfel, ongeloof. Jesus het vir ons die mag en autoriteit gegee om met ons woorde berge te skuif. Dit is genade. Hoe kry ons toegang tot hierdie belofte? Hoe kry ons toegang tot genade? Ons glo dit. Hoe keer ons die belofte om ooit te realiseer? Ons twyfel of dit wat ons sê ooit sal gebeur. En net daar, 0 resultate. Nie omdat God se woord en beloftes nie werk nie, maar omdat ons daarin twyfel. Die gebrek aan resultate in ons lewens is nie die bewys of God se woord werk of nie. Sy woord werk. En sy beloftes is ja en amen in Jesus. Die gebrek aan resultate in ons lewens is soms die bewys van twyfel in ons harte. En ek en jy moet die guts hê om dit raak te sien en dit aan te spreek. Kom ons begin weer glo dat, omdat ons wedergebore seuns van God is, ons woorde sy krag dra. En kom ons hê die oortuiging en guts in ons hart om hom te vra vir hulp en om ons te wys wat is daar in ons lewens wat ongeloof in ons harte saai en ruk dit uit met wortel en tak. Ons moenie dat trots ons keer om werk te maak daarvan om twyfel en ongeloof uit te roei nie. Ons het nou gesien wat is die oes op ongeloof en twyfel. 0 resultate. Maar ons het ook gesien wat is die awesomeness van sy beloftes. Wat jy ook al sê, sal gebeur, as jy dit glo, sonder twyfel. Here Jesus, baie dankie vir dit wat U aan ons beloof het, dat ons woorde dieselfde krag en autoriteit dra as wat U woorde dra. Dat ons kan deur ons woorde vir 'n berg sê om te skuif en hy sal moet skuif. Maar Here, help ons wanneer dit nie gebeur nie, om U nie te blameer nie, om nie aanstoot, om nie offens te vat teenoor U nie, maar eerder om na U toe te gaan en te vra, Heilige Gees, kom help ons, wys ons, wat veroorsaak twyfel en ongeloof in ons hart, sodat ons dit wortel en tak kan uitruk, daarmee deel en uit ons lewe uitkry, en dat dit wat ons sê, dat dit kan waarheid word, dat dit sal realiseer, en dat ons in lyn met U woord kan leef. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.